Alright, welkom terug graad 12. Vandag begin ons met die tweede les van die struktuur van die oog. So kom ons kyk net gou op hierdie foto voordat ons nou verder gaan. Wat het ons alles gister geleer? So ons het basies die buitenste gedeelte gedoen wat die sklera was. Ons het ook geleer van die kornea wat die deursigtige voorkant van die sklera is, wat ook 'n bikonvekse struktuur het. Ons het geleer van die choroïdlaagie wat gepigmenteerd en bloedvatryk is vir sy verskeie redes. Ons het geleer dat hy byvoorbeeld uitstulp in 'n vergrote gedeelte in wat ons noem die ciliare liggaam. Ons het geleer dat die ciliare liggaam suspensoriese ligamente het wat hom vasmaak aan die lens. En ons het geleer dat die punt van die ciliare liggaam vir ons 'n iris gaan vorm en die iris is die gekleurde gedeelte wat jou oog sy kleur gaan gee. En ons het ook geleer dat die pupil, hierdie gedeelte hier, eintlik 'n gat in jou oog is, wat pikswart is as gevolg van die pigment wat aan die binnekant van die oog voorkom. So dis basies wat ons gister gedoen het. Vandag wil ons nou oor die retina praat en oor al die fotoreseptore wat ons daarin kry. So as ons na die binneste ligsensitiewe retina kyk, dan sit ons derde en ons laaste gedeelte wat die struktuur van die oog uitmaak. En as ons al drie die gedeeltes verstaan, dan kan ons kyk na die werking van die oog. So hulle sê vir ons daar, die retina voer die oogbal aan die binnekant uit en dit bestaan uit twee lae. Jy kan hulle so lank gaan highlight. Dit gaan 'n pigmentlaagie wees en dit gaan 'n senuweelaagie wees. Nou die pigmentlaag sê hulle vir ons is die heel buitenste laag wat in kontak met die choroïde is. So wat jy moet weet van hierdie pigmentlaag is, hy is basies presies dieselfde as wat die choroïde se pigmentlaag was. So die choroïde en hierdie pigmentlaag grens aan mekaar en dit saam vorm vir ons daai verskriklike swart laag wat ons gister gesien het in die les. So hulle sê vir ons hierdie pigmentepiteel is 'n enkel laag kubiese epiteelselle. En as jy na die volgende foto kyk, so as jy nou na hierdie foto kyk, is hierdie hele foto wat jy hier sien, die retina. Dis hoekom ek hom vir 'n aparte les gelos het, sodat jy kan sien daar's baie detail binne in die retina en as ons hom mooi verstaan, dan gaan ons die werking maklik snap. So die pigmentepiteellaag is die heel eerste laagie, die buitenste laagie van die retina. En as jy nou basies hierdie moet verstaan, dan bo op hierdie pigmentlaag hier waar ek die rooi streep trek, gaan die choroïdlaag wees en bo op die choroïde gaan ek die sklera kry. So met ander woorde, die volgende laag, die derde laag, is die hele laag retina, maar hy begin met 'n pigmentepiteellaagie. So hulle sê vir ons daar, en dit is dieselfde werk as die pigment wat ons gister van geleer het in die choroïde, dat die donker pigment absorbeer ligstrale en highlight, dit verhoed interne weerkaatsing. Goed, so dis al wat ons hoef te weet van die pigmentlaagie. Die heel onderste laagie staan bekend as die senuweelaagie of die heel onderste reeltjie onder my bladsy en dit is dan nou die laaste laag, maar jy het nou gesien op daai foto, dit is die res van die retina, is die senuweelaag. So dis 'n vreeslike dik laag, daar's vreeslik baie wat in hom gebeur, maar die retina bestaan basies net uit die twee lae. So hulle sê vir ons daar die senuweelaag bestaan uit twee tipes fotoreseptore. Jy kan nou onthou waarvoor staan foto en die twee reseptore se name is stafies en keeltjies. Nou ek wil sommer klaar hê, jy moet dit vir jouself gaan byskuif, al staan dit op die volgende bladsy, dit is 'n manier vir jou om te onthou. So hier by keeltjies wil ek hê jy moet die K gaan omkring, maak vir jouself 'n linkpyltjie, net soos wat jy dit hier op die foto kan sien, keeltjies gaan jou help om in kleur te sien. So gaan omring die K en gaan maak 'n linkpyltjie kleur. Stafies gaan jou help om in dowwe lig te sien, so dit gaan jou help om in swart en wit beelde te sien, soos 'n silhouet van 'n boom, net nadat die son heeltemal gesak het byvoorbeeld. So stafies kan jy die S gaan omkring en dan gaan skryf jy daar swart en wit. So kom ons kyk gou op bladsy 49, wat is die funksies van die fotoreseptore? Voordat ons na die funksies kyk, kom ek wys net gou vir jou hoekom het hulle stafies en keeltjies gaan staan en noem. So hier kan jy baie mooi sien, die keeltjies het 'n cone vorm en die stafies het letterlik 'n stafie vorm. So op hierdie foto hierso kan jy ook baie mooi sien. So daai wat so lyk is 'n keeltjie, hy's nou net omgebuig, maar hierdie wat so lyk is baie definitief stafies. So dis waar die name vandaan kom. En nou dat jy weer na hierdie foto kyk en jy weet nou wat hier aangaan, dan kan jy baie mooi al klaar die verskil sien. So die rooi, die groen, die blou is die keeltjies, met ander woorde hulle vorm, dui dit vir ons aan en ook hulle is vir ons in kleur geteken. Die stafies is die wat almal net reguit, reghoekig vormig is en hulle is almal vir ons net in een kleur geteken. So kom ons kyk wat sê hulle vir ons daar. Die funksie van die fotoreseptore is hulle neem ligstimuli waar en highlight. Hulle werk is om daai stimuli om te skakel in 'n senuwee-impuls. Met ander woorde, hulle kan 'n gewone ligstraal vat en hom omskakel in 'n elektrochemiese boodskap. Dan highlight, hierso staan wat ek nou vir jou gesê het.
Stafies word in lae ligintensiteit, met ander woorde swak lig, gestimuleer en dit gee oorsprong aan swart en wit visie. Met ander woorde, goed wat jy sien wat weerkaats teen iets, of dit wat jy sien wanneer die lig baie sleg is. So wanneer jy in 'n donker kamer instap, aanvanklik kan jy niks sien nie, ons gaan later daaroor praat, dis die pupillêre meganisme, maar later soos wat jou oë begin aanpas by die omgewing, gaan jy definitief voorwerpe sien, so jy gaan kan sien, okay, hier staan 'n tafel, daar staan 'n kas, jy sien dit nie in kleur nie, maar jy sien die shape daarvan in swart, en dis te danke aan jou stafies. Dan sê ons daar keeltjies, highlight, word in baie hoë ligintensiteit gestimuleer, en dit gee oorsprong aan ons skerp, helder kleurvisie, wat ons van geleer het. Okay, net voordat ons aangaan na die volgende blokkie toe, kom ons kyk net gou hierna, hulle sê vir ons daar, die laagfotoreseptore is die ligsensitiewe laag, dit bevat 7 miljoen keeltjies, maar 120 miljoen stafies, so jy kan sien jy het baie meer stafies as wat jy keeltjies het, en die keeltjies is agter in die oog vir dagvisie, maar die stafies is op die rand van die retina vir nagvisie. Nou die rede hoekom daar soveel meer stafies is, wanneer skerp lig in die oog inkom, gaan dit definitief iewers op 'n keeltjie val van die 7 miljoen, en hy gaan geaktiveer word en jy gaan 'n beeld hê. Maar wanneer swak lig in die oog inkom, is daar 'n baie groot moontlikheid dat dit nie tot agter op die retina gaan skyn nie. So daarom moet daar soveel meer stafies wees, sodat die geringste lig wat wel die pupil binnekom, daai stafies kan aktiveer om 'n beeld te skep, al is dit dan 'n swak beeld. Dis hoekom jy nie dadelik kan sien as jy binne in die kamer instap nie, maar eventually gaan jy kan sien, hier staan 'n ding en daar staan 'n ding. Dit bring ons by 'n vreeslike interessante gedeelte, en dis die volgende gedeelte, en ook vreeslik belangrik, en dit is wat ons noem die geel vlek. So as ons kyk na die geel vlek, in die blokkie sê hulle vir ons daar, op die retina, in die direkte lyn van sig, is 'n area wat oorwegend keeltjies, en highlight dit, baie min stafies besit. Hierdie area staan bekend as die geel vlek. En in die middel van die geel vlek kry ek die fovea centralis, en die fovea centralis besit slegs keeltjies. Nou, as jy op jou foto kyk en jy sien hulle het vir jou 'n lyn ingetrek, in die middel van die kornea, in die middel van die pupil, in die middel van die lens, reguit deur in die middel van die fovea centralis, wat met ander woorde, of die geel vlek wat ons noem die macula lutea, en sy middelpunt is die fovea centralis. So by centralis kan jy net die woord central gaan onderstreep, dit beteken middel, en dit is met ander woorde die middel van hierdie kolletjie. Ek gaan hom nou weer mooi vir jou wys. So op hierdie foto wil ek net gehad het jy met hom sien, hy is met ander woorde hierso, en jy kan nou sien, en daar's nou nie 'n manier wat ek met my muis so reguit lyn vir jou kan trek nie, maar jy kan nou baie mooi in jou boek sien, hoekom hulle sê hy is in die direkte lyn daarvan. Okay, so kom ons kyk gou na hierdie gedeelte hier. Hier kan jy dit nou baie mooi sien. So as ek nou na hierdie prentjie gaan kyk, as jy met die eerste oogopslag na hom gaan kyk, dan lyk dit vreeslik te mekaar, want daar's al hierdie fotoreseptore, en ek weet nie of jy dit al kan spot nie, maar hierdie is byvoorbeeld 'n neuron, en as ons gaan kyk na neurone, en dit wat ons geleer het, dan staan twee goed wat by sy selliggaam uitgaan. So hy is nie monopolêr nie, hy is ook nie multipolêr nie, hy moet dus bipolêr wees. So nou as ons verder kyk gou of jy kan sien. Sien jy laat van hier af tot ongeveer hier is daar net keeltjies. En sien jy dat hier die eerste stafie is en hier die eerste stafie is. So jou hele retina het gemengde stafies en keeltjies. Maar in hierdie spasie wat ons noem die geel vlek, in daai presiese spasie, kry ek meestal my keeltjies, omdat die beste moontlike beeld in daai spasie gevorm moet word. Daarna gaan die keeltjies en die stafies mekaar weer afwissel. So dit beklemtoon presies wat daai sinnetjie nou vir ons gesê het. So op hierdie foto wil ek net gou-gou vir jou wys en seker maak jy is dan nou by. Hierdie gedeelte wat jy hier sien, gaan dan na my gepigmenteerde laag wees. So hierdie is hierso, is met ander woorde my sklera. Dan hierdie swart gedeelte wat hier lê is 'n kombinasie van my choroïd en my pigmentlaag. En hier kan jy nou baie mooi sien, daar lê die gap wat ons noem die fovea centralis is net in die middelpuntjie. Hierdie hele spasie noem ons die geel vlek of die macula lutea, jy gaan dit nou sien. So die hele spasie noem ons die geel vlek, maar die middelpunt van die spasie noem ons die fovea centralis. En hierdie lyne wat jy hierso sien is al daai laagies neurone wat so bo op mekaar lê. Ons gaan nou in detail na hulle kyk, maar net dat jy so lank verstaan waarmee ons besig is.
So as jy na hierdie foto kyk, weer eens, daar kan jy baie mooi sien, die fovea is 'n piepklein kolletjie in die middel van my retina, in die direkte lyn van my pupil, my iris en my lens, en jy kan sien op daai spasie gaan ek hierso sê hulle vir ons net keeltjies hê, en daarna gaan ek weer stafies hê, so dis maklik om te verstaan. So hierdie is nou 'n foto, soos wat hulle sal neem by die oogarts as jy nou gaan, en hulle moet 'n foto van jou retina neem, dan is hierdie nou 'n foto van jou retina, so hier wil ek net gou vir jou gewys het, die groter sirkel is dan wat ons noem die geel vlek, die kleiner sirkel is wat ons noem die fovea centralis, en op hierdie foto kan jy weer sien, so met ander woorde B op hierdie foto is die macula lutea, met ander woorde die groter spasie is die geel vlek, maar dan kan jy baie mooi sien, net A, net daai piepklein kolletjie daarso, gaan wees die fovea centralis. Daai gaan die optiese senuwee wees wat die oog verlaat, waarvan ons nou gaan leer. So basies noem ons dit die geel vlek en die middelpunt van die geel vlek is die fovea centralis. So kom ons kyk wat sê hulle vir ons, wat is die funksie van die geel vlek. Die helderste, mees akkurate beeld word hier gevorm. Dan in die sinnetjie, senuweefesels highlight vanaf die fotoreseptore wat die stafies in die keeltjies is. Vorm sinapse met highlight sensoriese bipolêre neurone. Stop. So nou as ons na hierdie foto kyk, kan jy onthou toe ons geleer het van neurone verlede week. Toe sê ons het basies multipolêre en monopolêre neurone oral in ons liggaam omdat dit sensories en motories is. Maar ons het geleer van bipolêr en daar heel onder het daar vir ons gesê, jy kry basies in jou hele liggaam net bipolêre neurone in jou oog en in jou oor. En hier kan jy dit nou baie mooi sien. So op hierdie selletjie kan ek sien, daar is die selletjie, kan ek sien hy definitief 2 uitgroeisels, daar's een en daar's een, en dis wat hom 'n bipolêre neuron maak. So hulle sê vir ons daar, hulle gaan, die bipolêre neurone, gaan op hulle beurt synapties aan highlight optiese senuweeselle wat neurone is verbind, en dan al die optiese senuweeselle verloop dan saam om 'n optiese senuwee te vorm. Die optiese senuwee verlaat die oogbal aan die agterkant en gelei impulse na die brein toe. Nou ek weet hier is 'n mond vol, maar jy gaan dit nou, ons gaan dit bestudeer op die foto's en dan gaan jy dit alles baie mooi verstaan. So kom ons werk hom van agter af vorentoe. So hierdie laagie hier is my pigmentlaag. Hier kan ek baie mooi my keeltjies sien en langsom kan ek baie mooi my stafies sien. Dan kry ek my bipolêre neurone. Dan kry ek wat ek noem my optiese neurone. So onthou daar's 'n verskil tussen 'n optiese neuron en 'n optiese senuwee. So hierdie is die optiese neuron. Al hierdie optiese neurone se aksone loop saam. Hier kan jy sien hulle kom almal bymekaar. En al daai neurone wat bymekaar kom, gaan vir my 'n optiese senuwee vorm. Ek gaan dit nou weer mooi vir jou wys. So kom ons kyk net gou weer na hierdie prentjie terwyl jy nou dit mooi snap. So hier lê my keeltjies wat die fovea centralis is, langs hulle lê my stafies. Dan het ek my laagie van my bipolêre neurone, hier kan ek hulle baie mooi sien. Nou weet ek hierdie geel outjies noem mens optiese neurone, maar al hierdie optiese neurone se aksone, kan jy dit sien? Al daai optiese neurone se aksone loop baie mooi bymekaar. Jy sal sien op al die foto's is hulle gelabel die ganglionselle. So al daai aksone loop baie mooi bymekaar en hulle gaan dan bymekaar uitkom om 'n optiese senuwee te vorm. As ons na hierdie foto kyk, net dat jy gou-gou weer die laagies kan sien, onthou hoe meer foto's jy sien van dieselfde ding, hoe meer voorbereid is jy op enige foto wat hulle vir jou gee binne in jou vraestel. So as jy nou hierdie ding moet begin label, dan gaan hy altyd van bo af onder toe werk. So ek gaan nou vir jou verduidelik hoe dit werk, maar hier kan jy nou klaar sien, daai gaan my pigmentlaag wees. Daar lê my stafies en my keeltjies. Daar lê my bipolêre neurone. Hierso lê my optiese neurone, nie optiese senuwees nie, en hier gaan ons nou ons optiese senuwee kry. So as ons na hierdie prentjie kyk, wil ek gou seker maak jy verstaan hoe hierdie ding gaan werk. So basies wat nou gaan moet gebeur is, as die stafies en die keeltjies my fotoreseptore is, wat actually vir my hierdie impuls kan omskakel, of hierdie stimulus kan omskakel in 'n impuls, dan beteken dit, lig gaan van hier af skyn op my retina. Maar sien jy dat hierdie die agterkant van my paadjie is? So lig gaan reguit deur moet skyn tot teen die pigmentlaag. Al die ekstra lig word deur daai pigmentlaag geabsorbeer. Terwyl hy deur hom skyn, gaan hy hierdie stafies en keeltjies hierso aktiveer, die pinkus. En as hy hulle aktiveer, dan genereer hulle van scratch af 'n impuls. Dan word daai impuls van die stafies en die keeltjies af aangestuur na die bipolêre neurone toe. Bipolêr stuur dit vir die optiese neurone en kyk nou hoe mooi werk dit.
Daai optiese neurone se aksone gaan almal bymekaar kom en soos hulle bymekaar kom, vorm hulle vir my hierdie vreeslike groot, dik senuwee wat ek noem my optiese senuwee. En al jou hele retina se optiese neurone se aksone kom almal bymekaar op hierdie een plek en dit verlaat die oog net op hierdie een plek en dit is deur die optiese senuwee. So ek weet dit is 'n klein bietjie confusing, maar kan jy sien hoe lig waargeneem gaan word. Dit skyn nie net op die retina 1, 2, 3 blok myself, daar het ek 'n beeld nie. Hy gaan al die pad deur en al die pad terug en al die pad uit na jou brein toe. Right, so op hierdie foto wil ek nou jy moet dit weer gou probeer verstaan. So met ander woorde, hierdie is die voorkant van die retina. Met ander woorde, die res van my oogbal sit hierso. Maar die lig moet eers al die pad deurskyn tot agter. Hoekom? Want dis waar die stafies en die keeltjies lê. Dan gaan hy na die bipolêre neurone toe, dan gaan hy na die optiese neurone toe, dan verlaat hy die oog. So kom ons kyk gou na hierdie. Dit lyk nou heeltemal anders as al die ander foto's wat ek nog sover vir gewys het. Maar omdat as jy die struktuur van die oog verstaan, dan moet jy die inligting kan toepas, selfs op so 'n tipe foto. So as hulle vir jou sê daai is die choroïd en daai is die pigmentlaagie, dan moet ons dit nou uitfigure. So hierso kan jy nou mooi sien, hierdie laagie van hier tot hier gaan my fotoreseptore wees. Onthou dit wat so donker is soos hierdie is altyd die selliggaampies, okay? Dan gaan hier tot hier my bipolêre neurone wees. So daar lê my bipolêre neurone se selliggaampies. En dan gaan ek hierso baie mooi kan sien, hierdie gaan my optiese neurone wees, so daar lê die optiese neurone se selliggaampies. Al wat ek nie hier kan sien is hulle aksone wat nou almal in een rigting gaan beweeg. So jy gaan sien ek gaan nou vir jou nog 'n foto wys wat net sulke fyn pers lyntjies in die retina gaan hê. So daai pers lyntjies is met ander woorde hierdie klomp senuweeselle se selliggaampies wat dit so donker van kleur maak. So as ons nou in die klas was, dan sou ek nou iemand wat gelyk het asof hulle nie lekker by is nie, gevra het om hierdie vir my te label. So kom ons begin gou-gou van bo af. Die eerste laagie, kyk gou-gou of jy self daaraan kan dink, gaan die pigment epiteellaagie wees. Dan, alhoewel hierdie glad nie die shape van 'n keeltjie het nie, gaan ek met aanneem dat daai my keeltjies is en ek gaan met aanneem dat daai my stafies is. Dit maak hierdie ouetjies wat volgende in lyn is, my bipolêre neurone, kan niks anders wees nie. Dan moet die volgendes in lyn my optiese neurone wees en dan moet hierdie my optiese neurone se aksone wees. Right, so dis maklik om te verstaan, maak nie saak watter skets ek vir jou gee nie. Jy behoort om te kan uitfigure as jy weet hoe dit veronderstel is om te lyk. En hier is maar net vir jou nog 'n foto om te wys met ander woorde van al die verskillende laagies. So ek dink jy verstaan nou die laagies. Jy verstaan nou die lig skyn deur tot agter en dan kom hy weer vorentoe. So kom ons kyk gou na die optiese senuwee. As ons nou die optiese senuwee moet bestudeer, dan is die optiese senuwee basies nou, jy snap dit nou, al die aksone van die optiese neurone wat bymekaar kom en die oog op een plek verlaat. So op hierdie foto kan jy baie mooi byvoorbeeld sien hierso gaan die optiese senuwee die oog verlaat, maar jy kan hom nie label as die optiese senuwee nie. Hierdie is die optiese senuwee. So jy gaan altyd baie mooi kan sien waar die optiese senuwee uit die oog uit gaan. Nou as jy na hierdie kyk, dan wil ek hê jy moet nou sien al hierdie aksone van hierdie optiese neurone kom bymekaar. En soos wat hulle almal hier bymekaar kom, gaan hulle almal daai in een rigting loop en hulle gaan almal daai oog se retina verlaat deur daai spesifieke spasie. Okay, so kom ons kyk gou hierso. Daar's my pigmentlaagie weer, hier's my stafies en my keeltjies weer. Daar's my optiese neurone of ganglionselle. Hierso kan jy baie mooi sien, of nee, ekskuus, daar was die bipolêre neurone, hierso is die ganglionselle of die optiese neurone, en hier kan jy baie mooi sien loop al daai aksone, en soos wat hulle almal dan bymekaar kom, gaan hulle hier uitgaan. En dis hoekom daar altyd so 'n instulping sal wees. So onthou die lig kom van hierdie kant af en hy skyn eers reguit deur voordat hy vorentoe kom. En as jy op hierdie foto kom, dan kan jy of dit sien, dan kan jy verskriklik mooi sien hoe kom daai klomp aksone hier bymekaar. Daar kan jy dit sien en hoe verlaat hulle almal die oog op een plekkie. So ons praat dan van hierdie vreeslike dik senuwee wat hier uitgaan as 'n optiese senuwee. So nou sê hulle vir ons daar die funksie van die optiese senuwee is. Dit gelei senuwee-impulse na die serebrale korteks van die brein waar dit geïnterpreteer word en die gewaarwording van gesig of sig ontstaan. So onthou ons het geleer hier is jou optiese gedeelte van jou brein. Ons het mos die lobbe gehad, temporaal, frontaal, parietaal en occipitaal. So hierdie was jou occipitale lob en dis presies hoekom. Dis hoekom jy as jy 'n vreeslike harde stamp agter jou kop kry, tydelik kan blind wees afhangend van die swelm
of as dit nou harsingskudding is byvoorbeeld afhangend van die swelling. So as jy nou na hierdie kyk, dan kan jy sien my optiese senuwee gaan reguit soontoe en ons gaan nou of later leer oor hoe die beeld geskep word, maar dit is dan sy werk om met jou brein te kommunikeer. Nou sê hulle vir ons 'n baie interessante ding aan die onderkant van die bladsy. Hulle sê vir ons daar, die plek waar die optiese senuwee die oogbal verlaat, besit, highlight, geen stafies of geen keeltjies nie. En daarom staan dit bekend as die blinde vlek. Indien ligstrale op die blinde vlek sou val, word geen senuwee-impulse na die brein toe gelei nie en geen beeld word gevorm nie. So as jy nou na hierdie kyk, jy het dit nou klaar op die foto's gesien, maar omdat as jy nou na hierdie prentjie kyk, hierdie streepie hierso dui vir my stafies en my keeltjies aan. Omdat hierdie die plek is waar al daai baie aksone bymekaar kom en die oog moet verlaat, is daar nie plek vir stafies en keeltjies nie. Met ander woorde, daar is geen fotoreseptore nie. So as die lig hier sou val, sou geen impuls gegenereer word nie. Maar nou dink jy vir jouself, maar die lig gaan nie daar val nie, want die lig val mos nou hierso op die geel vlek. Dis mos nou wat ons geleer het, want hy's direk in lyn. Maar jy kan die lig manipuleer om op die blinde koel te val en dan gaan jy niks kan sien nie. Of soos wat lig inkom, skyn dit op 'n klomp verskillende dele van die oog. Die lig wat op daai gedeelte skyn, gaan nie waargeneem word nie. So kyk gou of jy verstaan wat hier aangaan. Daai gedeelte daar met ander woorde, het geen stafies, geen keeltjies, geen bipolêre neurone nie. Al wat hy het is honderde duisende aksone van al daai miljoene stafies en keeltjies af. So eintlik het hy miljoene aksone wat bymekaar kom en al daai miljoene aksone verlaat die oog op een plek. So met ander woorde, hierso is ook stafies en keeltjies en hierdie aksone moet ook al die pad aan die binnekant van die oog omhardloop en dit moet ook die oog daar verlaat. So almal verlaat die oog net op een plek. Op hierdie foto kan jy dit seker die heel mooiste sien. So hierdie is nou daai selfde foto wat ek nou vir jou gewys het, wat ek vir jou gesê het as jy die struktuur verstaan, dan behoort jy hierdie te kan uitfigure. So daai gedeelte daar behoort die pigmentlaag te wees en hierdie streepies wat jy sien is dan nou die leiers van die neurone. So die eerste donker streep, of kom ons sê daai ligte streepie daar moet my stafies en my keeltjies wees. Die volgende streep moet my bipolêre neurone wees en die volgende twee strepe moet dan my ganglioncelle of optiese neurone wees. En hierdie hierso moet al die aksone van al die miljoene senuweeselle in wees. So kyk gou hoe groot is hierdie optiese senuwee in perspektief. En hierso kan jy baie mooi sien dat hy het geen stafies en hy het geen keeltjies nie. So wanneer lig hier val, noem ons dit die blinde vlek. So hulle wys vir ons 'n baie oulike eksperiment in die boek. Ek gaan hom met jou deurgaan. Maar voordat ons hom doen, kom ons kyk net gou-gou na nog 'n paar foto's. So hier kan jy baie mooi sien blinde vlek, daar's niks daar nie. Hier kan jy baie mooi sien my stafies en my keeltjies. Nou dat jy dit sien, ons het al na hierdie foto gekyk, maar toe het jy nie opgelet daarna nie. My stafies en my keeltjies stop op 'n sekere punt en hulle gaan weer aan op 'n sekere punt. Maar al daai aksone kom hier in en soos wat hulle hier inkom, verlaat hulle die oog, maar daar's geen stafies en keeltjies op daai plek nie. As ons na hierdie foto kyk, weer eens die donker lyne stel al die verskillende neurone voor en daai stel my pigmentlaagie voor, maar hier kan ek sien gaan absoluut niks aan nie, want dit is waar al daai neurone se aksone my oog moet verlaat. So nou, kom ons kyk gaan na die eksperiment. Hulle sê vir ons daar, die demonstrasie van die aanwesigheid van die blinde vlek. Hou 'n boek ongeveer 30 cm van jou oë af. So ek wil nou eintlik baie graag hê jy moet dit doen met jou bladsy van jou boek. Dan sê hulle vir jou daar, so jy hou hom so liniaalbreedte. Hou jou regter oog toe en kyk met jou linker oog stip na die kolletjie. Nou net soos wat ek nie my tong kon rol nie, onthou julle die genetika eksperimente, het ek ook nie die spier vermoë om my regter oog. Ek kan nie my regter oog toemaak nie, maak nie saak hoe ek probeer nie. So as jy een van daai kinders is wat net jou linker oog kan knip en jy kan nie jou regter oog knip nie, sit net jou hand oor jou regter oog, dis okay, ons almal gaan dit maak in die lewe. Dan sê hulle vir ons daar, maak jou regter oog toe en kyk met jou linker oog stip na die kolletjie, so jy moet kruis oor kyk. Dan sê hulle vir ons daar, terwyl ek na die kolletjie kyk, is my kruisie en my kolletjie beide sigbaar. Nou bring jy die boek stadig nader aan jou oë. Op 'n sekere afstand gaan die kruisie heeltemal verdwyn. So wat jy nou doen is, jy buig die lig wat van die kruisie afkom. Aanvanklik het die lig wat van die kruisie afgeweerkaats word nie op my blinde vlek geval nie. Hy het op 'n ander plek in my retina geval. Dis hoekom ek hom definitief kon sien, al het ek nie vir hom gekyk nie. So ek het nie vir hom gekyk nie, maar hy was deel van my beeld. Net soos as ek my hande langs my kop uitsteek, kan ek, terwyl ek vir jou kyk of terwyl ek voor my kyk,
kan ek my hande langs my kop sien. Ek hoef nie vir hulle te kyk om dit te sien nie. Maar soos wat ek nou hierdie boek nader bring, buig ek die lig en ek forceer die lig van die kruisie om op my blinde vlek te val. En die oomblik as dit op my blinde vlek val, dan verdwyn daai kruisie heeltemal. So jy sien hom en dan ewe skielik is hy gone. So hulle sê vir ons daar, op 'n sekere afstand sal die kruisie heeltemal verdwyn. Op hierdie stadium val die ligstrale van die kruisie op die blinde vlek van die linkeroog en geen beeld word gevorm nie. So as jy wil seker maak of jy dit reg gekry het en of dit regtig so is, doen dit andersom. Maak nou weer jou linkeroog toe, dan kyk jy na jou kruisie, dan bring jy jou boek al hoe nader, dan gaan jy sien jou sirkeltjie verdwyn. Met volgende eksperimente, soos byvoorbeeld hierdie ene, jy kan nou nadat ek gepraat het, kan jy jou slideshow hierso pause, dan doen jy dit met jou foon of met jou laptop. So wat nou hier gaan gebeur is, jy maak nou weer jou linkeroog toe, en jy kyk dan vir die plus teken. So aanvanklik gaan jy hierdie swart streep kan sien, en jy gaan die kruisie kan sien, en jy gaan die swart streep kan sien. Maar wanneer jy die boek nader bring, gaan jy sien dat heeltemal daai rooi kruisie gaan heeltemal verdwyn. Dan gaan jy net 'n soliede swart streep sien. Omdat die swart streep lank is, sien ek hom nog steeds, want ander dele van hom val nog steeds op ander dele van my retina. Maar wanneer ek die boek naby genoeg bring, val die rooi kruisie pertinent op my blinde vlek. En dan as jy hom naby genoeg hou, gaan jy glad nie die rooi kan sien nie. Selfde met die volgende een. Selfde voorbeeld, so jy kan sien, ek het 'n geel kol, terwyl ek fokus met my linkeroog toe, en ek kyk met my regteroog op die plus teken. Wanneer ek my boek nader bring, gaan ek die geel sirkel met die rooi kruisie in kan sien. Maar soos wat ek hom nader en nader bring, gaan net die rooi kruisie in die middel heeltemal verdwyn, want ek manipuleer die lig en dit val op my blinde vlek. So wat is die ding met die blinde vlek? Kom ons kyk gou net, omdat jy mooi by is. Die blinde vlek het geen stafies en keeltjies nie. Met ander woorde, daar's nie fotoreseptore nie. Met ander woorde, as 'n ligstimule op hom val, kan hy nie vir my 'n impuls genereer nie, want die actual selle wat 'n impuls moet genereer, is nie daar nie. Okay, so dit bring ons dan by die volgende gedeelte. Kan jy onthou, ek het vir jou in gister se les gewys, die lens is die splitting point. Hy deel vir my oog in 2 helftes. Hulle is nie presies gelyk aan mekaar nie, die voorste deel is klein, agterste deel is groot. So kom ons kyk wat sê hulle vir ons daar. Die lens verdeel my oog in 2 holtes. Daar's 'n voorste en 'n agterste oogkamer. En dan het ons ook 'n agterste glasagtige liggaam. Nou ek weet dit is bietjie confusing, so fokus nou net gou mooi. So ons kry 'n voorste oogholte en 'n agterste oogholte. En in die voorste oogholte kry ons 2 oogkamers. Okay. Die voorste en die agterste oogkamers is almal gevul met watervog. Die agterste gedeelte van die oog, met ander woorde die agterste oogholte, is gevul met glasvog. Nou glasvog is 'n jellyrige vloeistof. So kyk gou net of jy by is. Met ander woorde, alles wat voor hierdie rooi lyn is my voorste oogholte, maar hy het 2 oogkamers. Dan het ek my agterste oogholte en hy het net 1 gedeelte. So die agterste een is maklik om te verstaan, maar nou moet ons net gou presies mooi gaan kyk hoe werk die voorste een. So hulle sê vir ons dat die voorste oogholte is voor die lens, highlight, met ander woorde voor die lens, en is gevul met waterige vloeistof. Highlight die woord, ons noem dit watervog. Dit word deur die iris in 2 kamers verdeel, 'n voorste oogkamer en 'n agterste oogkamer. Nou ek gaan dit vir jou nou op 'n ander foto mooier wys, maar net laat jy so lank sien. As hierdie die iris is, dan is hierdie my voorste oogkamer, en agter my iris, tussen my iris en my lens, is daar nog 'n spasietjie, en dit gaan dan my agterste oogkamer wees. So hierdie is die voorste oogholte, maar die voorste oogholte kry 2 kamers. So dan sê hulle vir ons daar, kom ek wys gou vir jou, as ons na hierdie foto kyk. Die voorste oogkamer lê tussen die kornea en die iris. So hier is die kornea, en hier is die iris. So jy kan sien, daar's vreeslik baie spasie. En onthou ons het geleer, die kornea is mos 'n konvekse struktuur. So hierso en hierso is waar die voorste oogkamer lê. So daar kan ek sien is redelik baie spasie. Dan sê hulle vir my die agterste oogkamer, en dis die een wat bietjie moeilik is vir die kinders om te verstaan. Die agterste oogkamer lê tussen die iris en die lens. Nou as jy nou hierso kyk na die iris en die lens, dan moet dit basies daarin wees. Nou op hierdie foto kan jy dit nie so mooi sien nie. Maar as jy byvoorbeeld na hierdie foto kyk, dan kan jy sien as daar my iris is, daarso, en daar's my lens, dan is daar 'n spasietjie tussenin.
Dit maak nie saak dat daar 2 spasies is nie, want albei daai spasies is gevul met watervog. Jy moet maar net weet, voor die iris, tussen die iris en die kornea, kry ek my voorste oogkamer. Agter my iris, tussen die iris en die lens, kry ek my agterste oogkamer, maar hulle almal is gevul met watervog. Okay, so dis maklik om te verstaan. Dan sê hulle vir ons daar die agterste oogholte, en dis dan nou hierdie groot gedeelte hier. Noem ons dan, of hulle sê vir ons, hy is dan gevul met, en jy kan highlight, jelly-agtige glasvog. En daai glasvog is vreeslik belangrik om die oog te help om sy shape te behou. So, die sclera doen sy werk, maar as ons die glasvog uitdreineer, dan sit eintlik soos 'n deflated balloon. So, alhoewel die ballon sterk is wanneer hy gevul is, en ek nie regtig sy vorm vreeslik baie kan verander as hy styf opgeblaas is nie, die oomblik wanneer ek die vulsel uithaal, dan kan hy nie 'n vorm hê nie. So dis hoekom dit jelly-agtig is aan die agterkant. Dit gee vir hom daai sferiese vorm. So daai glasvog is vreeslik belangrik. Partykeer gebeur iets, laat 'n persoon in 'n ongeluk seer kry of sy oogbal sê nou maar sny as gevolg van 'n stukkie glas, dan begin daai glasvog uitdreineer. En dit kan visuele gebreke tot gevolg hê, maar dis een van daai goed wat maklik herstelbaar is. Maar net laat jy weet, jou glasvog is so belangrik dat as jy van dit verloor, jy fisies nie 'n beeld sal kan vorm nie. Okay, dan het ek nou maar gaan soek vir so ene, maar ek het so een in die klas, wat ek nou vir jou mooi uitmekaar uit sou gaan haal het, maar ek het nou maar gaan soek vir 'n prent van so een, dat jy makliker kan verstaan. So, hierdie hele gedeelte hierso is gevul met glasvog, en ons noem dit ons agterste oogholte. Hierdie hele gedeelte hierso noem ons voorste oogholte. Hierdie gedeelte tussen die lens en die kornea noem ek my voorste oogkamer, en dan kan ek sien of tussen die iris en die kornea, daar lê die iris. So as die iris nou daar lê, jy kan hom nou net nie mooi sien nie. Tussen die iris en die kornea is my voorste oogkamer, en dan sê hulle vir ons daar tussen die iris en die lens, met ander woorde hierdie gedeelte hierso, lê my agterste oogkamer. So ek weet dis bietjie moeilik om dit te onderskei op die foto's, maar as jy nou 'n klomp verskillende foto's bestudeer, gaan dit vir jou bietjie makliker wees om te verstaan. So hierso kan jy 'n klein bietjie beter sien dat daar actually spasie is tussen die iris en die lens. So hier is die voorste oogkamer, met ander woorde van daar tot daar, en hier is die agterste oogkamer, met ander woorde van daar tot daar, of ja, en dan hierdie is alles my voorste oogholte, wat alles gevul is met watervog. Hier is my agterste oogholte, wat alles gevul is met glasvog. So nou sê hulle vir ons daar, as jy na jou prentjie kyk, en wys hulle dit vir jou baie mooi, so jy behoort nou glad nie confused te wees nie. Op die foto, wat is die funksies van die glasvog? Dit behou die vorm van die oogbal, baie belangrik soos wat ons gesê het. Dit hou die retina in posisie, highlight teen die koriet, met ander woorde, die retina moet styf teen die koriet vasgedruk word, sodat hy 'n shape het, nommer 1, en sodat die pigment sy werk kan doen, om al die ander ligstrale wat inkom, te kan absorbeer. En dan, vreeslik belangrik, daai vog het juis 'n werk, hulle is albei, of dit nou glasvog of watervog is, hulle is albei deurskynend, en hulle werk is, hulle reflekteer die ligstrale om 'n baie skerp beeld te vorm. So ons gaan later leer, laat, ek het dit al vir jou gesê, laat 4 verskillende goed die lig moet breek in jou oog. So met hierdie gaan jy nou sien, dat daai vog speel actually 'n rol om die ligstrale te breek, sodat dit juis op die geel vlek kan val. Onthou, jy weet nou van al hierdie terme, die geel vlek is waarmee jy definitief gaan sien. Alles moet op die geel vlek beland, anders kan jy nie sien nie. Die blinde kol of die blinde vlek is waar jy absoluut niks kan sien nie, en jy moet kan sê hoekom. Jy moet kan sê, daar's geen stafies en keeltjies nie, met ander woorde geen fotoreseptore nie, met ander woorde geen impulse word gegenereer nie. So net gaga weer om vir jou hierdie foto te wys, dat jy net gaga mooi kan sien. Hierdie wat jy hierso sien, dui dan nou met ander woorde vir daai glasvog uit. Dis 'n letterlik 'n jelly-rige vloeistof, wat eintlik meer soos 'n vaste stof is wanneer hy in die oog is. So hy kan uitlek en uitdreineer, maar hierso kan jy ook 'n bietjie van dit sien. En terwyl ons nou op hierdie foto is, wil ek hê jy moet sien jy dat hierdie gedeelte hierso gevul is met die watervog waarvan hulle praat. So hier kan jy baie mooi sien dat daar definitief 'n vloeistof daar binne is. Daai vloeistof speel ook 'n rol om hierdie kornea konveks te hou, sodat hy die lig kan breek. So 'n glasvog aan die agterkant, watervog aan die voorkant.
Op hierdie foto wat ek vir jou gewys het, hierso kan jy baie mooi sien daai hele sakkie van die agterste oogkamer en jy kan sien hy is nog so half en half gevul met vloeistof. Onthou wat ons gesê het, dis eintlik 'n vloeistof, maar hy het bietjie meer die tekstuur van 'n vaste stof. En op hierdie foto wil ek jou net gou-gou weer wys hoe hard en solied daai sklera materiaal is waarvan ons geleer het gister. Maar hier kan jy ook baie mooi sien die oomblik wanneer hy nie meer gevul is met vloeistof nie. As ek my een vinger hier kon sit en my ander vinger daar kon sit en ek wou hom squash, dan sou ek kon. En as ek nou na hierdie foto kyk, kan ek baie mooi sien hoekom. Hy het geen weerstand van binne af nie, want sy vloeistof het uitgeloop. So op hierdie gedeelte hier kan ek baie mooi die pigment of die koriedlaagie sien. En die retina is alles neurone, so dit is mikroskopies klein, so jy gaan dit nou nie kan sien nie. Right, so dis dan dit vir vandag se werk. Ek dink jy verstaan nou al die verskillende dele wat die oog se struktuur uitmaak. En dit was vreeslik belangrik om dit in detail te doen, sodat ons Morus se werk makliker kan verstaan. So vandag se les was glad nie baie lank nie. Morus se les gaan so 'n bietjie meer detail in moet hê, want ons gaan die werking van die oog moet doen, wat die pupillêre meganisme en ook oogakkommodasie en ook die gewaarwording van sig in gaan hê. So, maar nou, as jy die oog verstaan het tot hier, dan behoort al daai goed vir jou vreeslik maklik te wees. So al wat jy hoef te doen vir huiswerk is vraag 9, 10 en 20 vandag. Goed, ons gesels weer môre.